Party mense se gewetens is soos 'n aanklaer wat nooit stil bly nie. Dit herinner jou aan elke sonde, elke mislukking, alles wat jy verkeerd gedoen het. Elke keer toe jou geloof te swak en jou liefde te min was. En dan is daar ander mense wie se gewetens byna nooit praat nie. Hulle is rustig oor hulle sonde, hulle leef rustig met hulle sonde saam. Hulle verseker hulle self, alles tussen hulle en God is reg, terwyl dit dalk nie noodwendig die geval is nie. 'n Gewete kan ooraktief wees en jou van alles aankla, of dit kan onderaktief wees en jou baie gemaklik en gerieflik vryspreek. Maar nou is die vraag, as jou gewete nie altyd 'n betroubare maatstaf is nie, hoe kan jy dan seker wees van die stand van jou verhouding met God? Hoe kan jy seker wees oor jou gehoorsaamheid aan hom? Hoe kan jy seker wees dat jy gered is? Goeienaand, dit is lekker om vanaand weer die Bybel oop te maak saam met jou vir ons aandgodsdiens. Ons lees vanaand uit 1 Johannes 3, vers 18 tot 24. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan, en wat ons vra, kry ons van hom omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy gees gegee. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In Psalm 94 vers 19 sê die psalmdigter: Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. Mag die woord van die Here vanaand ook vir jou die vertroosting wees wat jou tot rus bring voor hom. Johannes skryf hier aan gelowiges wat sekerheid wil hê dat hulle aan die Here behoort. Die hele 1 Johannes gaan immers daaroor. In 1 Johannes 5 vers 13 som hy die doel van hierdie brief op deur te sê: Hierdie brief skrywe ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Hy wil vir hulle sekerheid in die geloof bring. En daarom sê hy ook hier, hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus bring. Die woordjie hierdeur vat ons terug na die vorige vers 18 waar hy sê, ons liefde moenie net lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Johannes sê, as dit in ons lewe gebeur, dat ons liefde nie net lippetaal is nie, maar met dade bewys word, dan kan ons weet dat ons aan die ware God behoort. Dit is nie ons liefde wat ons red nie. Christus alleen is die grond van ons verlossing, wat die liefde wat hande kry en wat voete kry en wat oorgaan in dade, sê hy, is 'n teken dat Christus nuwe lewe in ons werk. En nou is dit juis hier waar die probleem ontstaan. Want as ek en jy eerlik na ons lewens kyk, dan moet ons erken ons sien nie net liefde nie. Ek sien selfsug, ek sien ongeduld, ek hoor weer die harde woorde wat ek gepraat het. Ek onthou die gevoelens van haat wat ek gehad het. Ek sien die mens wat ek vermy het, die nood waarby ek verbygekyk het en wat ek geïgnoreer het. En dan begin my hart my aankla. As dit die maatstaf daarvan is of ek aan die ware God behoort, dan wil ek vir myself vra, maar behoort ek dan werklik aan God? Hoe kan ek 'n kind van God wees? Kyk hoe gebrekkig is my geloof. Kyk hoe jammerlik misluk ek in my liefde teenoor die mense rondom my. Nou sê Johannes nie dat ons hierdie klag moet ignoreer nie. Soms gebruik die Here juis ons harte en ons gewetens
om ons met reg aan te kla. En as hy op hierdie manier ons bewus maak van 'n bepaalde sonde in ons lewe, dan kan ons dit nie maar net ignoreer nie. Ons moet dit bely, ons moet werk daarvan maak, ons moet wegdraai daarvan. Maar nou wil Johannes ook vir ons sê, onthou net, jou gewete is nie die hoogste hof nie. Jou gewete is nie God nie. Jou hart of jou gewete mag getuienis teen jou lewer, maar dit gee nooit die finale uitspraak oor jou lewe nie. Johannes sê hier, as ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Sjoe, dit maak my eintlik nog banger. Dit klink onheilspellend, want as my hart en my gewete alreeds soveel kwaad in my lewe kan raak sien, hoeveel sal die groot God van hemel en aarde, wat alles weet, nie in my sien nie. Voor hom kan ek niks wegsteek nie. Het die psalmdigter van 139 nie juis gesê, Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. U is met al my paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. Ja, God ken elke sonde. God ken elke tree van my lewe. Hy weet alles wat ek bedink. Hy ken elke motief van my hart, elke halfhartige daad. Voor hom kan ek niks wegsteek nie. Maar juis dit is ook my troos. God ken nie net jou sonde beter as jouself nie. Hy ken ook sy werk in jou hart, in jou lewe beter as jouself. Hy sien die geloof waarmee jy al bewe jou hand aan Christus vashou. Hy sien jou berou wanneer jy geval het. Hy ken die stryd teen die sonde waarvan niemand anders weet nie. Hy sien die gebrekkige, maar die ware liefde wat sy gees in jou begin werk het. Jou hart kyk net na hoe onvolmaak jou liefde is. Maar God sien dat daar ook liefde begin groei het, daar waar jy van nature jouself eerste gestel het. God sien die saad van die liefde wat groei op die harde klipgrond van jou hart. Jou hart sien hoe swak jou geloof is. God sien dat daardie geloof tog vir jou na sy seun toe laat vlug. Geloofsekerheid beteken nie dat jy diep genoeg in jouself kyk totdat jy iets indrukwekkends ontdek waaroor jy in die geloof tevrede is nie. Die mens wat in die lig van God lewe, sien maar min in homself waarmee hy tevrede kan wees. Hoe langer jy na jouself kyk, hoe meer redes sal jy vind tot moedeloosheid in jouself. Nee, sekerheid begin buite jou. Dit begin by Jesus Christus. Dit begin by die Seun van God wat gedoen het wat jy nooit kan doen nie. Wat volmaak gehoorsaam was omdat jy nooit volmaak gehoorsaam kan wees nie. Wat betaal het wat jy nooit kan betaal nie. Johannes vat God se gebod in vers 23 saam as hy sê, ons moet in Jesus Christus glo en mekaar lief hê. Sonder Christus is daar geen ware sekerheid nie. Maar daar is ook geen Bybelse sekerheid wat jou rustig met jou sonde wil laat saamleef nie. Die Christus wat vergewe is die Christus wat ons lewe verander. Die geloof wat ons van hom ontvang is die geloof wat sigbaar moet word in ons liefde vir mense en ons gehoorsaamheid aan sy gebod. En dit wil aan die ander kant weer ons onderaktiewe gewetens aanspreek. 'n Stil gewete, moet ons onthou, is nie altyd 'n skoon gewete nie. 'n Stil gewete is partykeer net die teken van 'n onderaktiewe gewete. Soms het ons so lank verskonings gemaak dat ons gewete stil geword het. Soms het ons so in die donker begin lewe, in die duisternis begin lewe, dat die lig van God nie meer oor ons lewe val nie en ons nie meer die sonde in ons lewe raak sien nie. As jy doelbewus aan die sonde vashou terwyl jy jouself verseker dat alles reg is, dan wil hierdie gedeelte jou nie tot gerusheid roep nie, maar tot bekering. Maar vir jou wat sonde sien, wat dit haat, wat dit bely, en wat tog wonder of daar nog genade vir jou is oor al die sonde in jou lewe, sê Johannes, God
is groter as jou hart. Vir jou wat in Christus glo, is die regter ook jou Vader. Jy mag jou hart voor hom tot rus bring. Daarom praat Johannes hier ook van vrymoedigheid voor God. Daardie vrymoedigheid is nie die vermetelheid van iemand wat sonde ligtelik opneem nie, maar die vrymoedigheid van 'n kind wat weet dat die Vader hom in Christus in sy huis ontvang het. Johannes sê ook dat ons weet God bly in ons deur die Gees wat hy ons gegee het. Die Heilige Gees wys jou nie weg van Christus na jou eie prestasie nie. Dit bring jou nie tot 'n valse gerusheid op grond van jou eie prestasie nie. Die Heilige Gees oortuig jou juis van jou sonde en dit bring jou terug na Jesus Christus, deur wie jy van jou sonde gered kan word. Dit is die Gees wat jou oor jou sonde laat treur en wat die vrugte van die liefde en die gehoorsaamheid in jou lewe bring. Waarmee sit jy vanaand? 'n gewete wat stil is, wat jou van alles vryspreek? Of juis 'n gewete wat jou swaar aankla van al die sonde en die onreg in jou lewe? Waarmee jy ook al sit, bring albei onder God se woord. Die afgestompte gewete moet hoor, bekeer jou, glo, wees gehoorsaam aan die Here. Die benoude, bekommerde gewete moet hoor, Christus is genoeg. Jou redding rus nie op volmaaktheid nie. Jou redding rus nie op jou eie gehoorsaamheid en werke nie, maar op die volmaaktheid van Christus en die krag van sy belofte. Bely die sonde wat die Here in jou lewe uitwys. Moet dit nie wegpraat nie. Maar nadat jy dit bely het, moenie jou gewete en jou hart op God se regterstoel laat sit nie. Kyk na Christus, vlug na hom, rus in Christus. God is groter as jou gewete. Daarom kan jy uiteindelik ook saam met die psalmdigter bid, soos wat hy aan die einde van Psalm 139 bid. Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. Amen. Kom ons bid dan nou saam. Hemelse Vader, U ken ons harte beter as wat ons onsself ken. En daarom bid ons dat U ons sal bewaar van gewetens wat stil raak, van afgestompte gewetens wat met die sonde vrede maak. Ons bid Here dat U die lig van U woord en van U Gees oor ons lewe sal laat val en dat U tog sal ontbloot wat verkeerd is in ons lewe. Gee dat ons nie verskoning sal maak of dat ons ongehoorsaamheid en ons sonde sal wegpraat nie, maar dat ons dit eerlik voor U sal bely en dat ons weg sal draai daarvan. Maar Here, as ons harte ons ook so dikwels ernstig en swaar aankla by U en ons seer het oor die sonde in ons lewe, dan bid ons dat U ons sal laat sien en sal laat verstaan dat ons nie gered word op grond van ons eie gehoorsaamheid nie, ons onvolmaakte lewe nie, maar dat dit U Seun se volmaakte offer is wat ons red. Bring ons onrustige harte tot rus in ons Verlosser Jesus Christus. Leer ons, Here, om nie op die sterkte van ons geloof te vertrou nie, maar op die krag van ons Verlosser. Nie op ons gehoorsaamheid nie, maar op sy voltooide werk. Dankie, Here, dat U groter is as ons harte. Dankie dat U Seun Jesus Christus genoeg is. Werk dan deur U Gees in ons, sodat ons U sal vertrou, sodat ons sonde sal haat en sodat ons met ons hele lewe in gehoorsaamheid en in waarheid voor U sal leef. In Jesus naam, amen.